Ek groet u, dit is Sondag die 22 Februarie en kom ons gesels oor, is jou plek gereed? Deur die eeue heen het mense gepoog om datums vir die eindtyd gebeure en ook vir die wegraping vas te stel. Altyd was hulle verkeerd gewees. Jesus het self gesê dat niemand sal weet watter dag of uur dit gaan gebeur nie, maar reg deur die skrif vind ons merkers waardeur ons kan sien wanneer die seisoen van sy koms gaan aanbreek. Hierdie merkers gee vir ons die tydlyn na daardie groot dag toe. Ons kan die Bybel vertrou hierin, want elke profesie opgeteken in die Bybel wat waar geword het, het met 100% akkuraatheid gebeur. En daarom kan ons seker wees dat elke onvervulde profesie met dieselfde akkuraatheid sal waar word. So kom ons kyk na 'n aantal van hierdie merkers, waarvan ons 'n aantal vind in Daniël 9 vanaf vers 24 tot 27. Hierdie deel gaan oor die volk van Israel en oor hulle stad Jerusalem, uitsluitlik, né? Dit vertel ons presies wanneer Jesus gekruisig sal word, asook dat daar 'n periode gaan wees tussen die 69ste en 70ste week van jare. Hierdie periode duur 2000 jaar, bekend as die kerkdispensasie, waarin die kerk gebore is op Pinksterdag, en dit sal duur totdat die volheid van die heidene ingegaan het, waaroor Paulus skryf in Romeine 11 vers 25 en 26, want ek wil hê broeders dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. En so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom en sal die goddeloosheid van Jakob afwend. So vers 26 wat ons net gelees het, verwys na die einde van die verdrukking tydperk, wanneer die hele Israel gered sal word. Jy lees ook daarvan die profeet Sagaria. Die verwysing na die volheid van die heidene wat ingegaan het, verwys na die einde van die kerkdispensasie, wanneer Jesus sy bruid gaan kom haal, wanneer daardie getal voltallig gewees. En Johannes 14 vers 2 sê vir ons, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het, julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Op hierdie stadium begin Daniël se 70ste week, nadat hierdie gebeure plaasgevind het, in die wegraping, waar Jesus sy kerk huis toe gevat het, en dis waar die God se volk Israel, God gaan deel met hulle, en hulle wat Jesus nie aangeneem het nie, as hulle saligmaker, en wat die werk van die dier geneem het en hom aanbid het. So tans is ons steeds in die kerkdispensasie, en ons wag vir die dag weer God besluit het, dat die volheid van die heidene is nou voltallig, en hy gee vir sy seun Jesus opdrag om sy bruid te gaan haal. Maar ons Hemelse Vader het ons nie egter in duisternis gelaat met betrekking tot die seisoen van Jesus, wat Jesus se koms vooraf gaan hê. In Matteus 24 en ander plekke, in Markus en Lukas, vertel hy vir ons uit sy woord tekens van die hemel en aarde, buitengewone weerspatrone, oorlog, gerugte van oorlog, die dae van Noag ensovoorts ensovoorts. Al hierdie dinge gebeur in ons dag, meer as wat dit ooit tevore gebeur het. President Trump probeer om vrede tussen nasies te bewerk, maar as ons na die Midde-Ooste kyk, sien ons duidelik dat vrede nie moontlik daar is nie, nie nou nie. Ons weet dat Iran, dit is Persië gewees, die naam het verander in 1935 na Iran toe. Hulle haat die Jode en voortdurend skreeu hulle death to America, death to Israel, en Iran gebruik sy proksies om Israel in die see te jag en van die kaart te verwyder. So dieselfde het gebeur in die tyd van Esther, toe Haman koning Ahasveros omgepraat het om 'n dekreet uit te vaardig om al die Jode in sy koninkryk om die lewe te bring. Klink soos wat dit vandag is dit nie? Net dieselfde. Dit sou gebeur het op die 13de van die maand Adar, op die Joodse kalender. En Esther 3 vers 13 lees ons, die briewe is gestuur met die hardlopers na al die provinsies van die koning om al die Jode te verdelg, dood te maak en uit te roei, die seun sowel as die grysaard, die kindertjies en die vroue op een dag, op die 13de van die 12de maand, dit is die maand Adar, en om hulle besittings as buit te plunder. Interessant,
dat hierdie 13de dag van Adar val op die 2de Maart van ons kalender. Dit is hier binne week of wat. Mordegai, Ester se oom, vra dat die Jode in al die 127 provinsies van die koninkryk vir 3 dae lank gaan bid en vas. Ester maak Haman se komplot aan die koning bekend. Gelees gerus die hele boek van Ester, is 'n kort boek. En die koning laat Haman en sy 10 seuns uiteindelik aan die galg ophang wat Haman vir Mordegai voorberei het. Dis dieselfde bose gees wat Haman besit geneem het destyds, byna 2500 jaar terug, wat vandag Iran beheer. Kan dit wees dat geskiedenis homself gaan herhaal op hierdie stadium van Iran? Kan dit wees dat Jeremia se profesie vervul gaan word aan hierdie dag? Jeremia 49 vers 38. En ek sal my troon, kan ook vertaal word as my teenwoordigheid, in Elam, dit was Persië gewees en vandag se Iran, vestig en sal koning en vorste daaruit tot nuut maak, spreek die Here. Maar aan die einde van dae sal ek die lot van Elam verander, spreek die Here. En alhoewel hierdie gebeur aan die einde van die dae, en hy praat van konings en vorste, ons sien Haman en sy 10 seuns, en ons sien vandag die Ayatollahs en hulle offisiere, so gaan God die Iraniese regime op 2 Maart verwyder daar. 13de maand dag van Adar, ons weet nie, dis spekulasie, ons sal moet wag en kyk, maar dit maak die dinge baie interessant as ons die Bybelprofesie vergelyk met wat vandag gebeur. Ons weet ook dat daar in Iran nie, dat Iran nie in sy geheel vernietig sal word nie, maar die inwoners van Iran nie, maar want hy moet 'n baie belangrike rol speel in die koalisie wat Rusland, Turkye en ander moslimlande wat teen Israel gaan opruk, soos geprofeteer in Jesegiel 38 en 39. Alles wat tans in die wêreld gebeur, spoed aan die einde van hierdie huidige seisoen. Die volgende Bybelse gebeurtenis gaan wees die wegraping wat die pad gaan oopmaak van die anti-kris en dan ook die begin van die verdrukking. Matteus 24 vers 42 sê, waak dan omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het wat 'n nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Op die ander plek het Jesus vir sy disippels gesê, ek sê dit vir julle en vir almal, waak. Hierdie teks verwys na die koms van ons hemelse bruidegom, wat gaan kom om sy eiendom te kom haal en hulle hemel toe te vat. Dis nie sy tweede koms nie, wanneer hy kom om vir 1000 jaar in Jerusalem te regeer aan die einde van die 7 jaar verdrukking. Dis 'n gebeurtenis voor die verskyning van die wettelose een en sy valse profeet. Die Hemelse Vader het beloof dat ware gelowiges nie deur hierdie periode van sy wraak, wat nog nooit gebeur het en nooit sal gebeur nie, sal gaan voordat die kerk van Jesus, die bruid, verwyder is nie. Dit vind ons duidelik in 1 Tessalonisense 1 vers 10, en sy seun uit die hemel te verwag, wat hy die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toren verlos. 1 Tessalonisense 5 vers 9, want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. En Openbaring 3 vers 10, want jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in of uit die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Dwars deur die skrif sien ons dat wanneer 'n persoon Jesus as sy redder en verlosser aangeneem het, kom die Heilige Gees en woon binne in hom. Johannes 14 vers 16 sê, ek sal die Vader bid dat hy sal julle ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Onthou dit, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid van die wêreld, die kan ontvang nie, omdat dit hom nie ken nie, maar omdat hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Hy is in ons. 2 Tessalonisense 2 vers 6 en 7 vertel apostel Paulus ons dat daar 'n persoon is wat die anti-kris teehou. En daai persoon moet uit die weg geruim word. En watter persoon anders dan kan dit wees
as die Heilige Gees, die derde persoon in die Godheid. En maar daai persoon verwyder word, dan moet hy met hom saamneem, almal binne in wie hy woon. En hierdie word beskryf in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 17 en 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53. Al die heiliges voor die kruisiging en almal wat Jesus aangeneem het na die kruis, sal deel in die wegraping om Jesus uit die lig te ontmoet en sal vir ewig met hom wees. Almal wat in die lewe is, in die tyd van die wegraping wat Jesus nie aangeneem het nie, sal agterbly om die verskriklikste 7 jaar tyd op aarde deur te maak. Daardie tyd sal begin met die verskyning van 'n persoon wat aanvanklik baie goed voorkom, 'n oplossing vir elke van die wêreld se probleme het, en soos die tyd verloop sal hy verwag dat almal 'n merk op hulle voorhoofde of hulle hand sal laat aanbring, wat daardeur lojaliteit aan die anti-kris en daardeur aan die duiwel sal gee. En almal wat dit geweier het, sal gedood word. Hierdie merk is die tweede onvergeeflike sonde. Die eerste is om te sterf sonder om Jesus aan te neem as verlosser. Aan die einde van die 1000 jaar regering van Jesus in Jerusalem sal die duiwel uit die put gelaat word waarin hy vir die 1000 jaar gebind was, Openbaring 20, en dan sal hy al die nasies mislei en verlei met 'n groot weermag oprig om teen Israel en Jerusalem te veg, maar die geveg sal eintlik oor wees voordat dit begin het. En Openbaring 20 vers 9, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur van God het in die hemel neergedaal en hulle verslind. Omdat hy die proef van vuur gewerp, waar die anti-kris en die valse profeet is, en dan sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid, vers 10 sê dit. Jesus gaan kom met sy bruid, sê ons baie duidelik in Openbaring 19 vers 11, toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, wat genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog en geregtigheid. In vers 14, en die leers van die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. Wit, rein fyn linne is 'n teken met bekleding van die heiliges, van die kinders van God, van die bruid van Jesus Christus. Vir almal op die aarde was in die begin af tot en met die laaste dag, sal daar net 2 bestemmings wees. Die een is die hemelse tuiste, saam met ons verlosser Jesus. Ander een is die poel van vuur, saam met die duiwel en sy demone. Ek sluit af met die skrif uit Hebreërs 9 vers 27, en net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondestand baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid, hulle wat angstig op hom wag. Is jy gereed vir daai oomblik? Kom ons sê saam, kom Here Jesus. Amen.